Elke keer as ek my mond probeer oopmaak, dan reconnect hierdie hele wifi storie nou weer vanaand. Seker omdat ek die waarheid weer wil gesels. Goeienaand aan al die mense wat opkom op hierdie die 20ste Mei, Dinsdag aand, en ons gaan 'n bietjie praat oor die wette in die Bybel. En die wet van Moses, die Torah, en die wet van Jesus, ook die Torah. Dis wat dit beteken. So ons gaan daarna kyk vanaand, en ek kan net seker maak dat my klank hier aan die kant aan is. Daar sê, daai klank is aan. So goed, ons gaan na hierdie aspekte kyk vanaand, en kom ons kyk gou wie kom op, en dan gaan ons sommer 'n bietjie saam bid. Daar sê jy tuis, Shalom, wat sê jy? Ons het 'n regtig ware in diepte studie vanaand, en dit gaan dalk in 2 opgebreek word, maar ons moet maar kyk hoe die tyd loop. Tuis, kom ek en jy begin sommer saam bid. Vader, ons sê vir die dankie vir die aand, Vader, ons sê vir die dankie vir die God wie U is. U is wonderlik, U is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons vra vanaand vir openbaringskennis, soos wat ons deur die woord gaan, sodat ons kan leer van U. En ons sê vir die dankie daarvoor vanaand in Jesus naam. Salf ons ore, ons oë, ons monde, ons lippe, ons harte. Laat U Heilige Gees vir ons regtig waar leer en wys in watter rigting ons moet loop, en ons sê vir die dankie daarvoor, my koning en my Here. Prys die naam van Jesus, man. Goeienaand, Maria. Goed, so, ons gaan vanaand kyk na die wette. En die rede hoekom ek vanaand na die wette kyk, is omdat ons nou al reeds in diepte gekyk het na die Israel-wit teologie. En die twak wat hulle kwytraak. Jy sien, hierdie ouens glo nog steeds in die Torah. Nou, voordat ek nou regtig hierdie wette begin opbreek, wil ek eers gou gaan na die boek van Galasiërs toe. Ek wil net gou gaan na die boek van Galasiërs toe, en ons gaan net 'n bietjie daarso lees. Nou, indien jy nou Israel wit visie wil wees, of wat ook al jy wil wees, indien jy nou so iets wil wees, dan moet jy moet aannames maak soos Paulus was nie regtig 'n apostel nie. En al sulke goed. Jy weet, Paulus het sy eie goed geskrywe, en dit was nie geïnspireerd nie, en al sulke goed. Maar die probleem wat hulle het is dat Paulus het vir Petrus, Johannes, Jakobus, die broer van Jesus, of die halfbroer van Jesus, hy het hulle geken. En hulle het hom geken. Ander apostels het saam met hom gewerk, soos Barnabas. Lukas, wat die evangelie van Lukas geskryf het saam met hom beweeg op sy evangelie veldtogte en sy reise. So daar is op geen manier hoe jy vir Paulus uit die Bybel uit kan skryf nie. Jy kan eenvoudig nie. Christus, goeienaand. Jy kan eenvoudig nie. En ons kyk gou hierso in Galasiërs 1. Kyk wat sê hy so. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Nou, wat het gebeur na die Anglo-Boereoorlog? Na die Anglo-Boereoorlog het die Britse Israel leer na Suid-Afrika toe oorgespoel deur die Engelse soldate. En ons het boere gehad wat hierdie leer ingedrink het. Hierdie Israel wit visie, of wit teologie, of Christen identiteit. Hulle het dit ingedrink. Nou terwyl hulle hierdie swak teologie indrink, het ons 'n ander ou gehad, ook in Suid-Afrika. En sy naam was Siener van Rensburg. Nou, julle weet van hom. Siener was nie Nederduits gereformeerd nie, hy was hervormd. En Siener het 'n baie belangrike ding gesê. Hy het gesê, na hom sal die man in grys sal 'n geesman wees, maar nie van my kerk nie.
Nou, Siener het iets ervaar in daardie periode, want in 1908 het John G. Lake, 'n Amerikaanse evangelis, met sy hele gesin na Suid-Afrika toe gekom. En hy het die charismatiese Pentecostal, wat is Pentecostal nou weer in Afrikaans? Hy het hierdie, die Pinkster, hy het die Pinkster aksies beginne in Suid-Afrika. En Siener het van hierdie man geweet. En hy het geweet, hier's 'n man wat dieselfde goed ervaar wat ek ervaar. Ek kry hierdie profetiese woord en my mense verstaan my nie. En hierdie man lê hande op die siekes en hulle word genees. So terwyl al hierdie goed in Suid-Afrika aangaan, is die duiwel ook besig met Israel wit visie. En éventueel deur die jare rig hy ouens soos Neser op om die goed nog verder te verdraai, om die leuen nog dieper te wortel. Dat ons nou is waar ons is vandag, waar hierdie ouens absoluut glo in die wet van Moses. Maar hulle het ander Christelike leringe gehad in Suid-Afrika. Daar was die konservatiewe kerk, daar was die Pinksterkerk. Maar hulle het gekies om die gemors te glo, die leuen te glo, omdat hulle wil superior wees in hulle denke. Hulle het 'n sekere magsposisie gesoek, en nou nog vind ons, Riekie goeienaand, nou nog vind ons dat hulle nou nog so 'n tipe van 'n magsposisie soek. Hulle soek nou nog die posisie in die boeregemeenskap. En hulle kraai so van hulle eie mishoofde af, dis net nie waar nie. So hulle glo nog in die Torah, hulle glo regtig in die wette van Moses. En hulle sal allerlei ander skrifte uit verband uitdruk om vir jou te laat glo dat dit is die waarheid. Maar wanneer jy die goed in konteks lees, en wanneer jy verstaan waaroor die Bybel gaan, dan val al hulle argumente val net plat. Nou goed, kom ons kyk wat sê Paulus hierson. Na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Jesus wil verdraai. So ons moet ook uitvind, wat is die evangelie van Jesus? Maar als sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis 'n verskriklike woord. Laat hom 'n vervloeking wees, want dit beteken dat ons boerevolk, gedeeltes van ons volk, is onder 'n vervloeking. Tuis, Mariaan, Christo, Riekie, party van ons boerevolk is onder 'n vervloeking. En dit beteken dat die res van ons suffer ook. Ons suffer ook as gevolg van dit. So hoe dan nou? Soos ons van tevore gesê het, ek sê dit nou weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis diep. En dan sê hy vir ons hoe hy tot die geloof gekom het. Kyk wat sê hy so. Een van die dinge wat hy hierso sê is, 3 jaar na al hierdie stories het ek na Jerusalem opgegaan, vers 18, met Petrus kennis gemaak en 15 dae by hom gebly. Ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Hierdie ouens het hom geken, hy het hulle geken, die ou wat ons eers vervolg het, skryf nou oor ons. Kyk nou wat sê hy hierso. 14 jaar later, Barnabas, Titus. En so gaan hy aan, en hy noem name, Jakobus, Sefas, Petrus, Johannes. Hulle het vir my die regterhand van vriendskap gegee. So ons kan sien dat Paulus regtig waar, Paulus het regtig waar hierdie mense geken. So jy kan nie vir Paulus uit die Bybel uithaal nie. Kyk nou hoe wat sê hy.
Hoofstuk 2. En hy begin met 'n waarskuwing aan Petrus. Hy sê, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe, en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Petrus was 'n bietjie 'n hypocriet geweest, né? Wat is 'n hypocriet? Julle weet wat ek bedoel. Kyk wat sê hy. Ons wat van nature Jode nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig kan word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Dis deel van die evangelie. Selfs ons het in Jesus Christus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Mag ons dit van die dakke afskreeu op ons boerefamilies. Geen vlees sal deur die wet geregverdig word nie. Geen vlees nie. Is net 'n geloof in Jesus Christus. Dit wat hy op die kruis gedoen het. En dan laat doop jy jou. En dan ontvang jy die wonderlike Heilige Gees. Dis al. Kyk nou. As ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. In ander woorde, ek het die wet afgebreek, nou wil julle ek moet dit weer opbou. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus ter vergeefs gesterwe. As daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus ter vergeefs gesterwe. En dit is belangrik om hierdie punte te ken. O onverstandige boere. O onverstandige Galasiërs. O onverstandige boere, Afrikaners. Julle wat die wit teologie leer volg. Onverstandiges. Wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Wie het julle betower? Ons weet wie het julle betower. Julle eie vyande het julle betower. Die engelse teen wie julle beklei het julle betower. Hulle het vir julle kom lieg. En vir julle kom sê koningin Victoria is in die lyn van koning Dawid. En hulle is deel van die verdwaalde stamme van Israel. Wie het vir julle gelieg? Wie het vir julle gelieg? Nee? Vers 10. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Wat sê hy hierso? Wat sê hy hierso? As jy onder die wet wil gered word, dan moet jy elke liewe wet gehoorsaam, tot die letter, tot die titel, tot die jota. Tot die letter moet jy dit ken, jy moet dit doen, jy moet daarvolgens lewe, en as jy een breek, het jy die hele wet gebreek. Vers 11. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Dit is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Watter geloof is dit? Nie geloof in die wet nie, geloof in Jesus Christus, die Messias, wie vir ons gekruisig is, wie opgestaan het uit die dode uit, wie aan die regterhand van God sit, en wie gaan terugkom om ons te kom haal, en nadat ons sy offer aanvaar het, sy finale offer aanvaar het, en ons deur die doopwater gegaan het, en die sondes van ons afgewas is, gee hy vir ons sy Heilige Gees, sodat ons kan lewe, en lewe in oorvloed.
hê. Christus het ons losgekoop van die vloek. As jy onder die wet wil leef, is jy onder 'n vloek. Christus het ons losgekoop van daardie vloek. Christus het ons losverkoop. En ons kan eintlik aangaan om hierdie hele stuk eintlik deur te gaan. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Hierdie stukkie gaan oor die verlossing en die gemeente. As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. OK. En dit is die opening. Dit is die begin van my rede. So ons het 2 wette. Eintlik is daar 'n hele paar wette. In die Torah van Moses, die wet van Moses, het ons God se wet, wat op kliptafels geskryf is, die 10 gebooie, en ons het die wette wat aan Moses gegee is, deur die Vader, deur die Seun en deur engele. Ja, selfs engele het vir Moses sekere gedeeltes van die wet kom gee. Die disippels, die apostels van God het dit geweet. OK? Dan het ons die wet van Christus. Die wet van Christus is 'n ander wet. Dit is heeltemal 'n ander wet. Daar is elemente daarin wat dieselfde is, soos wat die wet van Moses en die Torah is, en die morele wet is. Maar is twee verskillende bene. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan kyk na die wet van Moses en ons gaan kyk na die wet van Christus. Lofty, hoe lyk dit? Ons gaan kyk na die priesterskap en Christus se offer. Die sleutelvers wat ons gaan gebruik is Hebreërs 7 vers 11. En ek het dit basies gesê ook in Galasiërs. As volmaaktheid deur die Levitiese priesterskap verkry kon word. Nee, onthou julle het gesê as jy een wet breek, is jy in die moeilikheid. Want onder die priesterskap is die wet aan die volk gegee, onder die Levitiese priesterskap. Hoekom was daar dan nog nodig dat 'n ander priester na die orde van Melchizedek sou opstaan en nie in die orde van Aaron nie? Ons vind die volgende 2 priesterskappe. 2 offers, 2 wette. Die eerste priesterskap in die boek van Levitikus. Die tweede priesterskap in die boek van die Hebreërs. Die eerste offeronderrig, weer eens, die boek van Levitikus. Verskoon tog, die tweede offeronderrig, die 4 evangelies in die boek van die Hebreërs. Sien julle, is verskillende bane. Die eerste wet is die Torah, die eerste 5 boeke van Moses. Spesifiek Levitikus, en dan die tweede wet is Efesiërs 2 vers 20 en Hebreërs 10. En eintlik in elke Nuwe Testamentiese boek is daar dele van ons nuwe wet. Alright. Ons doen 'n verklaring. Moses was getrou as dienskneg in al God se huis. Verskoon tog, en Christus is getrou as die seun van God. Goed. As ons deur die hele boek van Levitikus moet werk, dan gaan ek julle die hele aand besig hou. Maar kom ons kyk gou vinnig hierso. Die Aaronitiese priesterskap. Die eerste wet en offers volgens die Levitikus of die Levite orde. Die sleutelvers hier is Hebreërs 7 vers 5. Hierdie wet vereis dat die nakommelinge van Levi 'n 10de inbring. Dit is net 'n blik op sommige van die wette en die bywette waarvan daar 615 is.
As jy een van daai wette breek, net een, is jy bokveld toe. Dan kan jy maar weet, jy is hel toe. Jy is na die wagplek toe. Ander kant die Abraham van, die boesem van Abraham. Abraham se boesem. Ander kant, daar waar die ryk man was. As jy een wet breek. In Levitikus 23 is daar die 4 van die feeste van die oes met die eerstelinge. Dit is die basiese inhoud van die Levitiese wet. Levitikus 1 sê, dis die brandoffer van diere en voëls wat deur vuur aangebied word. Levitikus 2 is graanoffers, meel ensovoorts, ook aangebied deur vuur, 'n deel gaan na die priesters en daar is 'n gedagte aanbieding. Levitikus 3 is die gemeenskapsaanbod van diere, in ander woorde die offer van diere. Levitikus 4 en 5 is sondeaanbiedinge en Levitikus 5 veral is die skuldoffer. Nou as jy die wit leer wil volg, wit teologie of Christen identiteit, nee. Waar offer jy nou jou diere en jou voëls? Nee, maar dit was net seremoniële offers. Nee. Moenie probeer om sirkels om ons te probeer ry nie, want dit gaan nie werk nie. Die offers is deel van die wet van Moses en is deel van die Torah. En jy kan sê wat jy wil, jy kan op jou kop staan, jy kan probeer dit opdeel in hoeveel dele wat jy wil, dit gaan nie werk nie, dis alles deel van een wet. So waar bring jy jou meeloffers? Nee, maar broer, ons het geld vandag. Ons het nie meer wilde diere en sulke goed nie. Okay, goed, as jy geld het, hoekom bring jy net 10% na die tempel toe, miskien, daar waar jylle aanbid, hoekom bring jy nie 12,5% nie? Want dit is wat die Levitiese wet sê. Jaco, hoe lyk dit? Goeienaand. Shalom. Dit is wat die Levitiese wet sê. So as jy een van hierdie wette breek, jy kan nie 'n brandoffer bring nie, jy kan nie 'n graanoffer bring nie, jy kan nie 'n meeloffer bring nie, jy breek een van die wette, dan het jy geen genade nie. Daar's geen genade vir jou nie, niks. Jy wil hê ek moet daai wette volg, daar's nie 'n manier nie, man. Boonbehalwe dit, wie het daardie wette gekry? Dis maklik om te sê die Israeliete het die wet gekry. Wat van die ander heidense nasies? Die wet van Moses is in hierdie hele wêreld. Tussen al hierdie volke, tale en nasies is die wet van Moses gegee net vir een volk. Die Hebreërs. Want Jakob of Israel is uit Abraham uit. En Abraham het gebly by Hebron en daarom was hy 'n Hebreër genoem. So, Jakob se naam verander na Israel toe, sy seuns is nou die hele volk. Maar dis nie al wie deel is van hierdie groep nie. Enige vreemdeling wat onder jou wil kom woon, en dis nie wit is nie, dit is enige kleur, man. Enige vreemdeling wat onder jou kom woon, as hulle die Torah wil volg, sal hulle beskou word as Israeliete. Daarom tot vandag toe kry jy nog steeds swart Israeliete. Van watter stam is hulle? Die stam van die vreemdelinge. Of het hulle geondertrou met die ander Israeliete? Wat van ons heidense nasies? Het ons die Torah gekry, enige tyd in die geskiedenis? Ons het nêrens die Torah gekry nie, nêrens nie. Daar is nêrens waar God vir ons sê, ons wat die heidense nasies is, moet die Torah se beginsels uitvoer tot die beste van ons vermoëns en daardie wette volg. Daai is 'n leuen uit die put van die hel uit. Die priesterskap van Christus, die orde van Melchisedek, Hebreërs 7 vers 12.
Want waar daar 'n verandering van die priesterskap is daar ook 'n verandering van die wet. Die eerste priesterskap, die Aaronitiese priesterskap, is uit Levi uit. Melchizedek se priesterskap is uit God uit. Want Abraham het vir Melchizedek ontmoet. Waar kom Melchizedek vandaan? Hy het nie 'n ma nie, hy het nie 'n pa nie, hy het nie kinders na hom nie, hy het nie voorouers nie. Soos wat hy gekom het, so het hy weer verdwyn. Wie is hierdie Melchizedek? Iemand anders nie as Yeshua HaMashiach, Jesus die Christus. Dis wie hy is. Dis wie hy nou nog is. Melchizedek, die koning van geregtigheid, is een van die name wat aan hom behoort. Melchi, koning van, Zedek, geregtigheid. Die Aaronitiese priesterorde is verby, die Levitiese priesterorde is verby, Yeshua kom deur die stam van Juda, wie Jode genoem is, maar hy kom in die orde van Melchizedek. En omdat daar 'n ander priesterorde is, moet daar 'n ander wet wees. Daar moet. Hy het 'n priester geword nie op die basis van afkoms nie, in ander woorde uit Levi uit nie, of uit Juda uit nie, maar op die basis van 'n onvernietigbare lewe. Met ander woorde, hy het in die begin gelewe, hy lewe nou nog en hy gaan vir ewig lewe. 'n onvernietigbare lewe. Hy was daar van die begin af. Hy het 'n priester geword. Let op die woorde het geword. Dit is 'n gedane saak. Hebreërs 7 vers 18. Die vorige regulering word op sy gesit en op sy gesit met 'n eed. Jy is vir ewige priester. Weens hierdie eed het Jesus 'n waarborg van 'n beter verbond geword. Jesus lewe vir altyd. Hy het 'n permanente priesterskap. Hy is in staat om almal wat deur hom na God te kom volkome te red, omdat hy altyd hulle beskermer is. Ons leer in Hebreërs 7, Jesus het die permanente sondeoffer geword. Hy het eenmaal vir altyd is hy vir ons sondes geoffer toe hy homself aangebied het. Hebreërs 8:13, deur hierdie die nuwe verbond te noem, het hy die eerste een verouderd gemaak. En wat verouderd is en wat verouderd word, sal spoedig verdwyn. So nou kan jy my vra, wat is die doel dan van die Ou Testament? Wat is die doel van die Ou Testament? Kom ons gaan lees eens gou Efesiërs. Ons gaan gou na die boek van Efesiërs toe. Ons kyk nou hoofstuk 2 vers 20. Kan 19 ook lees, eintlik moet ou die hele stuk deurwerk. Dit is so vol. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op, hier kom die wet. Hier kom die wet van Christus. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, Pieter goeie naam, terwyl Jesus Christus, die Messias, self die hoeksteen is. Saam met dit sit jy by die 10 gebooie, soos wat Vader sê, hy skryf op ons harte, en jy het die nuwe wet, die nuwe verbond.
Goed, maar wat nog steeds van die Ou Testament? Wat nog van die Ou Testament? Hoekom is die Ou Testament daar? Hoekom moet ons nog steeds in elk geval gaan kyk wat die wet sê? Hoekom moet ons uit hierdie dinge uit leer? Romeine, hoofstuk 7, sê die volgende. Kyk hierso. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, hy praat met mense, Jode, wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as wat hy lewe. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word, maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is, as sy 'n ander man se vrou word nie. So my broeders, is julle dan ook ter opsigte van die wet dood, deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode uit opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Ons behoort aan 'n ander man. Ons behoort aan Yeshua, aan Jesus. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet gekom het in ons lede gewerk, om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet, waardeur ons gebonde was. Ons lewer nou in die nuwigheid van die gees, en nie in die oudheid van die letter nie. Maar die wet moes daar wees, sodat ek kon weet wat sonde is. Ok? Ek lees nou vinnig hier deur. Goed. Ons sien nou dat daar iets gebeur het, hierso. Ons het die wet nodig as 'n tugmeester, as 'n leermeester, om vir my te wys wat is reg en verkeerd. Nou wanneer Paulus praat van hierdie wet, praat hy eintlik van die morele wet, die 10 gebooie. En hy sê iets het gebeur hierso, na die wedergeboorte. Daar's 2 wette wat hier nou te werk gaan. Daar's 'n wet in my lede. Eerstens, ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, aan die ander woorde in my gees. Ek sien 'n ander wet in my lede. Wat is dit? Dit is die wet van die sonde wat in my lede is. Hier's 'n groot verskywing wat in die wet plaasgevind het. Hoekom het ons die Ou Testament nodig? Sodat jy kan gaan en gaan sien wat sê die psalms. Sodat jy kan gaan en gaan sien wat sê die Spreuke. Sodat jy die goeie daaruit kan leer en jou lewe daar volgens kan inrig. Het dit enigiets te doen met jou saligheid? Stellig nie. Want al doen ek alles in Spreuke, en ek kry alles reg. En al doen ek alles in die psalms, en ek kry alles reg. Maar ek aanvaar nie die bloed van Jesus op die kruis nie, as ek verlore. As ek die evangelie van Jesus, wat deur die apostels verkondig is, as deel van my getuienis het, en ek kry nie al die ander goed reg nie, dan is dit oukei. Dit is oukei. Ek is deel van 'n nuwe verbond. Goed. Hier so het ek Efesiërs 2 vers. Ek kon dit eintlik so uit my notas uitgelees het. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Jesaja 42 vers 1 tot 4. Jesaja 42 is 'n profetiese hoofstuk oor Jesus Christus, die Messias. Kyk wat sê hy. Jesaja 42, 1 tot 4. Hier is my dienskneg, op wie ek steun, my uitverkorene in wie ek behaag skep.
Ek het my gees op hom geplaas. Hy sal geregtigheid bring aan die nasies. Dis die Messias. Hy sal nie roep of skree in die strate of sy stem verhef nie. In geknakte riet sal hy nie breek nie. En 'n smeulende put sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy geregtigheid bring. Dis die Messias. Dis niemand anders nie. Hy sal nie weifel of ontmoedig raak voordat hy geregtigheid op die aarde vestig. Luister nou. In sy wet sal die eilande hulle hoop stel. In sy wet. In wie se wet? Die een wat geregtigheid bring. Wie is die een wat geregtigheid bring? Jesus Christus. Bring die Torah vir my geregtigheid, die wet van Moses? Nee. Sonder om doekies om te draai? Nee. Dit bring nie vir my geregtigheid nie. Die wet van Christus bring vir my geregtigheid. Kyk nou. As ons die Strongs gebruik in Jesaja 42, dis nou Hebreëus en Grieks en Afrikaans en Engels, om die wet, die woord wet te verstaan, sien ons die volgende, en ek gaan dit probeer uitspreek. Iletorato. 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 Dit beteken, dit is sy Torah. Die Torah van die Messias. Iletorato. Sal ek hy woord môre onthou, miskien? Wanneer ons na hierdie aspek verstaan, begin die Nuwe Testament meer sin maak. Nee? En dan kan ons die volgende sê, luister nou mooi. Matteus 5 vers 17 tot 20. En ek gaan hierso, ek wil nog die skrif kry van wat Paulus, ek wil nog Paulus se skrif hier ook vir julle doen, maar kom ons kyk gou hierso. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink ek het gekom om die wet van die profete af te skaf nie. Onthou julle, ons het gesê, hy het gebou op die fondamente van die profete. Moenie dink ek het gekom om die wet, ek het verkeerd gelees, om die wet of die profete af te skaf nie. Dis twee goed waarvan hy praat hierso. Ek het nie gekom om hulle af te skaf nie, maar om hulle te vervul. Ons moet hierdie ding verstaan wat Jesus kom doen het. Hy het nie gekom om die wet tot niet te maak nie. Hy het gekom en gedoen wat die wet gesê het, hy sou kom en doen. Hy het dit kom vervul. Die profete het gesê, 'n geknakte riet sal hy nie breek nie. Die profete het gesê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die profete het vir ons gesê in die psalms, dat ek is dors, en hulle bring asyn na my mond toe. Die profete het gesê, op die hout het die woord gekom, die waarheid. Dis 'n vers wat uit jou Bybel uitgelaat is, en ek het al daaroor gepraat, seker 'n jaar en 'n half terug. Bernardus, goeie naam. So wat beteken dit? Ek het nie gekom om die wet nie te maak nie, maar om dit te vervul. Met ander woorde, as dit nou die wet was, dan het hy gekom en hy die glas vol gemaak, en dit was gedoen. Die woord vervul beteken, ek het die wet kom doen. Ek het kom doen wat die wet van my gesê het, en dis nou klaar. Ek het gekom doen wat die profete van my gesê het, en dis nou klaar. Dis wat dit beteken. Dit is byvoorbeeld soos in ons boeretaal, Siener van Rensburg se goed wat nog in vervulling moet kom.
Hoe kom daai goed in vervulling? Hoe kom Siener van Rensburg se profetiese woorde in vervulling? Dis baie eenvoudig. Dis baie eenvoudig, mense. Iemand moet dit doen. En vir daai iemand om dit te kan doen, moet iemand die profetiese woorde van Siener van Rensburg 100% verstaan. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het die profetiese woord wat oor hom geskryf is, en die wet wat oor hom geskryf is. Hoekom die wet? Want daar was offers gebring. Brandoffers, wyeoffers, swaaioffers, whatever jy dit wil noem. Skaap wat geslag moes word. Diere wat geoffer is, duwe. En as jy na al daardie elemente kyk, en ek noem dit net gou flissies, as dit die regte woord is. Duwe, Heilige Gees. Bees, kenmerk van een van die serafim wat om die troon is. Die lam, ons weet is Jesus wat geslag is. Die koring, ek is die brood van die lewe, selfs met die meel. Die wyeoffers, die hallelujas, die waai van die hande, die waai van die palmtakke. Ek het die wet kom vervul. Ek het gekom doen wat die wet sê oor my. En ek het die finale offer geword. Dis wat dit beteken. Wanneer jy 'n persoonlike in die karismatiese en die Pinksterkerke glo hulle, en ek glo ook daarin, dat jy 'n profetiese woord kan ontvang. Nou goed, hier is die ding. Jy ontvang die profetiese woord. So wat moet jy daaromtrent doen? Net wag dat alles net sal gebeur? Of moet jy dit uitloop? Moet jy dit uitloop? Ek wil net gou kyk of ek daai een skrifgie kan kry en ek gaan daarmee afsluit vanaand. Jesus, waar is daai skrif nou? Ek is seker daarvan dat dit in Korintiërs is. Ja, sê. 1 Korintiërs 9, sê Paulus die volgende vanaf vers 20. Hy sê so, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te wen. Vir die wat onder die wet is, dis Moses se wet, het ek soos een onder die wet geword. Alhoewel ek self nie onder die wet is nie, wat sê hy? Onder hierdie wet kan ek kan praat oor hierdie wet. Ek het self so ver gegaan, sê Paulus, sodat ek kon Jesus aan hulle verkondig, het ek selfs vir 'n tyd lank my hare geskeer. Ek het dit afgeskeer, om vir hulle te wys dat ek kan deel wees van hulle. Maar ek is nie onder hulle wet nie, maar ek kan deel wees van hulle. Nee, kyk wat sê hy. Om die wat onder die wet is te wen. Dis presies wat ek nou gesê het. Met ander woorde, om daardie Jode wat onder die wet is, te kan oortuig met dat daar is 'n nuwe wet, 'n nuwe verbond in Jesus Christus. Kyk wat sê hy. Vers 21. Vir die wat sonder die wet is, dis nou die heidene. Vir die wat sonder die wet is, het ek soos een sonder die wet geword. Ek sien julle het 'n afgod hierso vir 'n God wie julle nie ken nie. Kom ek vertel julle van daai God wie julle nie ken nie. Sy naam is Yeshua. Kom ek vertel julle van hom, Elohim, Yahweh, Adonai, Melchizedek, Immanuel. Kom ek vertel julle van hom. Ek word soos een wat nie die Torah ken nie. Kyk wat sê hy. Het ek soos een sonder die wet geword,
alhoewel ek nie sonder God se wet is nie, maar onder Christus se wet. Ek is onder Christus se wet. Om die wat sonder die wet is te wen, die heidene. So ek is onder Christus se wet. Wat is Christus se wet? Die hoeksteen Jesus Christus. Alles wat hy vir my kom leer het, alles wat hy kom vervul het, daar is van my geskrywe dat daar sal 'n lig wees in Bethlehem, 'n gehuil en 'n geween. Ek het dit vervul, ek was daar gebore. So alles wat ek vir my apostels geleer het, ek het vir my apostels gesê, ek stuur vir julle my Heilige Gees, en hy gaan vir julle verder vat. My Heilige Gees gaan vir julle verder vat. Né? So ek leer julle van my, ek is die hoeksteen, ek leer julle van die profete, want julle kan my kry in Jesaja, julle kan my kry in die Psalms, julle kan my kry in Spreuke, julle kan my oral kry, en ek gaan vir julle wys waar ek is selfs in Job, julle kan my daar gaan vind, ek is ook daar, ek verskyn voor Joshua, ek is die rots waaruit die water uitgevloei het, ek gaan al hierdie goed vir julle leer, uit die profete uit, en ek gaan my Heilige Gees gee vir my apostels, om vir julle verder te vat. En my apostels begin in die bokkamer, waar die Heilige Gees uitgestort is, en hulle begin met Kiala rababa satratanto rogososhe setratien tolermento. Lela ragasiente resetratanto. Vir hom is daar 'n nuwe nasie gevorm. Een wie hom aanvaar het as die gekruisigde. Hy het gekom na sy eie, maar sy eie het hom nie herken nie. En toe kry hy 'n nuwe nageslag, 'n nuwe eiendom. Mens noem dit die interpretasie van die geestelike woord wat ek daar vir julle gegee het. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. En die apostels kom en hulle leer vir ons van die Heilige Gees, van die krag van die Heilige Gees. Want ons is nie as wesies alleen gelaat nie. Nee, ons het die derde deel van die Godheid, die derde persoon van die Godheid. Is nie eintlik dele nie, hulle is 3 persone. Hulle is een God, 3 persone, een essence, 3 persone. En die Heilige Gees kom en hy kom leer vir ons die ander goed. En deur die ander goed leer hy vir ons dat Melchisedek van daai tyd af en Melchisedek van nou kom by mekaar uit. Dis een. Nou het ons die nuwe wet, die wet van Christus. Verstaan julle hoekom ek so passievol is oor hierdie ding vir my eie mense? Vir ons boervolk, vir ons boere-Afrikaners, vir ons Afrikaners. Die Engelse het dit al geweet al in 1908 in Suid-Afrika. En ander is wat wou luister. Want uit John G. Lake se bediening uit het die AGS kerk sy ontstaan gehad. En die AFM in Engels. Maar ons boere was te hardkoppig om die werkinge van die Heilige Gees te aanvaar. Indien hulle dit sou gedoen het, sou ons vandag die kop gewees het en nie die stert nie. So nou moet ons hierdie hardheid, hierdie hardnekkigheid, hierdie hardhorendheid, ons moet nou hierdie ketting breek, en ons breek daai kettings vanaand in die naam van Jesus Christus. Deur die krag van sy Heilige Gees, werp ons daai kettings van ons boervolk af, in die naam van Yeshua, in die naam van Jesus, gooi ons daar die juk af van die volk af. En mag God hulle lei om tot hulle sinne te kom, en ore te hê wat hoor, en 'n hart te hê wat verstaan wat die Heilige Gees sê. Dan kan ons weer terugkom by die plek
waar hy ons kan oplig uit die modder uit. Ons grondgebied kan herstel. Dan sal hy weer vooruit gaan. En ons sal voorspoedig word. En ons sal die nasies om ons voorspoedig maak. Dat ander nasies jaloers sal wees op Suider-Afrika. Maar ons moet hierdie juk afgooi in Jesus naam. En ons doen dit in Jesus naam. Vader, ek bid 'n groot seën op almal wat na hierdie boodskap luister. Vader, ek seën hulle in die naam van Jesus Christus. In die naam van Melchizedek, die koning van geregtigheid. In die naam van Immanuel, God wie met ons is. In die naam van Elohim, die drie enige God. In die naam van Adonai, die almagtige groot God. In die naam van El Elyon, die God van die twee kamp, die dubbele kamp. Die ou verbond en die nuwe verbond. Prys die naam van die Here, man. Mag die Here met julle gaan, die res van hierdie week. Ek sal nog 1 of 2 praatjies dalk gee hierdie week, wat Christelikheid aanbetref. En ons sal kyk môre weer vir 'n bietjie koffie met brood deur die dag, kyk hoe die dag loop. Ek het dinge om môre te doen, maar ons sal kyk wat doen die Here. Alles wat mooi is vir julle, né? Seën julle.